Goeiemôre. Ek hoop regtig waar dat ons klank 'n bietjie beter is op die Podbean. Ek het geluister na 'n Podbean wat ek gedoen het en die klank was so hard geweest dat ek nogal so 'n bietjie geïrriteerd was daarmee. So ek hoop hierdie klank is nou beter vir julle. Ek praat vanoggend met iemand en hulle vra dat ek net gister 'n opsomming moet doen van die tabernakels wat ons gedoen het, omdat dit so 'n diep openbaringskennis eintlik was. So ek gaan sommer net praat oor die water libation, dit is die rituele met die water en die wyn, en oor die lamp wat aan die brand gesteek is met die 4 putte wat die 4 uithoeke van die wêreld verteenwoordig. Nou as ons kyk na hierdie feeste, dan weet ons dat dit is Jesus se feeste en dat elkeen van hierdie feeste verwys na Jesus ons verlosser, tot Jesus wat weer kom om sy bruid te kom haal. En ek gebruik altyd Genesis 1 vers 14, hierdie seasons waar God lig en tyd geskape het. Daai seasons is Moed in die Hebreëus wat sê dit is 'n afspraak wat God gemaak het met ons as enkelinge, maar ook met die gemeente, wat hy vir ons sê, kom ontmoet my, dat ek in hierdie jaar vir julle kan wys, wat is die diepte wat ek vir julle wil openbaar. En ek wil nie ingaan op die res van die gebruike in tabernakels nie. Ons weet tabernakels beteken God met ons. Ons weet ook gedurende die kort tabernakels is die tyd wat Jesus gebore is op aarde en nie in Desember nie. Dit kan ons gelukkig vasstel met die tegnologie vandag. Hulle kan teruggaan tot by die dag. En so hierdie fees is die fees wat Jesus aarde toe gekom het. Jesus het aarde toe gekom as 'n mens. Hy het by ons kom tabernakel. En ja, dit is ook dan nou die viering van die bruilofsfees, die bruilofsmaal. Dis wanneer hy ons gaan kom haal en ons die bruilofsmaal in die hemel het. So ons weet dat hierdie seisoen, die laaste 3 feeste wat nog nie in vervulling gekom het nie, baie belangrik is. Maar ek wil gaan na Johannes 7 en julle moet dit asseblief gaan lees, Johannes 7, waar Jesus hierdie fees gevier het. Nou, 2 van die rituele wil ek aanraak en dan wil ek dit ook neem na die kruis van Jesus toe. Een van die rituele is die the water libation, wat hulle in Engels sê. Dis die ritueel, daar's 'n altaar met 2 groewe, dan gaan skep hulle 'n beker water by die poel van Siloam. Siloam is die plek waar die priesters veral hulle self moes doop, mikvah, voordat hulle tempel toe kon gegaan het. So hierdie is the pool of cleansing. Dis ook waar Jesus die blinde man gestuur het en gesê het, gaan was jou oë in die poel van Siloam. So terwyl hulle hierdie waterritueel gedoen het, hulle vat dan die beker met die wyn, wat Jesus se bloed verteenwoordig, in 'n beker water, dan is daar 2 groewe op hierdie altaar, en julle kan op die internet gaan kyk, daar's baie mooi foto's. Dan gooi hulle dit in die verskillende groewe en dit loop af en onder is 'n bak waar die water en die bloed opgevang word, die water en die wyn in 'n bak. Nou in hierdie plek het Jesus gekom en hy het gaan staan in Johannes 7 vers 37-38. Now on the final and most important day of the feast, Jesus stood and cried in a loud voice, "If any man is thirsty, let him come and drink, and he who believes in me, who cleaves to and trusts and relies on me, as the scripture has says, from his innermost being shall flow continuous springs of and rivers of living water." As ons kyk na Jesaja 12, waar die rabbies elke dag lees hulle Jesaja 12 by hierdie fees, waar daar dan staan, "Behold God my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord God is my strength and my song. Yes, he has become my salvation, therefore with joy will I draw water from the wells of salvation." Ons weet dat die Hebreëus vir daai salvation is Jesus.
So Jesus kom toe en hy staan en hy kom maak homself bekend as die Messias. Nou kom ons gaan na die kruis toe. Wat het op die kruis gebeur? Hierdie water en wyn word elke jaar word dit gedoen deur die Jode vir eeue, totdat die kruis gebeur het en dit in vervulling gekom het. Daar staan in Johannes 19 vers 33, but when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came and flowed out. Hier kom die water libation ritueel in vervulling. Hulle steek die spies in Jesus se styl en daar vloei water en bloed uit. Dieselfde ritueel wat vir soveel jare gedoen is. En as ons kyk, dit is in sy sy. Nou as ons kyk na Johannes 3, wat gebeur met wedergeboorte, toe Jesus met Nicodemus gepraat het, dis presies dieselfde. Maar die oomblik toe dit gebeur, nie water nie bloed uitgevloei het en op die grond geval het. Dit was die geboorte van sy bruid, die kerk van Jesus Christus. Die eerste Adam se bruid is uit sy sy uitgehaal, Eva. Die laaste Adam se bruid het uit sy sy uitgekom en dit was 'n geboorte deur water, die woord van God, al die profetiese woord en die bloed van Jesus, ons Heer en ons Meester. Hierdie was net vir my so 'n absolute wonderlike verwysing en die vervulling van die woord van God. Nou as ons kyk na die volgende ritueel wat hulle gedoen het, dan kyk ons na die plek waar Jesus verklaar het dan ook dat hy is die lig van die wêreld. Nou hierdie groot paal wat opgelig word, hoog opgelig word, het 4 lampe gehad. Die 4 lampe verteenwoordig die 4 uithoeke van die aarde. Nou die pitte wat daai lampe laat brand het, was die vorige jaar se hoëpriester se kleed. Nou hierdie hoëpriester moes homself voorberei en skoonmaak om 1 keer 'n jaar in die allerheiligste in te gaan. En ons weet dat hy 'n tou aan sy enkel gehad het. As hy nie rein was nie, het hy gesterf, want geen onheiligheid kan in God se teenwoordigheid staan nie. En daarom is hy uitgetrek daaruit. Dan is hy uitgetrek as hy gesterf het. Maar hierdie hoëpriester, ons weet die kleed is die mantel wat gesalf is. Ek wil nie daarop ingaan nie. Maar hy was in God se heilige teenwoordigheid. En dan het hulle die volgende jaar met tabernakels het hulle die vorige jaar se hoëpriester kleed wat in Yom Kippur in die allerheiligste ingegaan het, gevat en in 4 stukke geskeur en in olie gedoop, en dit was die lig wat gebrand het in hierdie groot lamppaal met die 4 lampe. En hulle sê dat daai lig was so skerp dat jy het vir 6 kilometer rondom Jerusalem kon jy het gesien het. Wat verteenwoordig Jesus is die lig van die wêreld. En in hierdie fees in Johannes 7 het Jesus gekom en dis in Johannes 8, ekskuus tog, hy kom en hy sê, once more Jesus addressed the crowd. He said, I'm the light of the world. He who follows me will not be walking in the dark, but will have the light which is life. Hier kom Jesus en hy kom sê in by hierdie lig wat opgerig is, ek is die lig van die wêreld. Nou as ons kyk na die kruis van Jesus, onthou julle wat gebeur het, die soldate het sy kleed gevat en dit in 4 stukke geskeur. Wie het vir hulle gesê om dit te doen? Hierdie is so profeties en die Here gebruik hierdie ongeredde heidense soldate om sy profetiese woord in vervulling te bring. En daar by die kruis word sy kleed in 4 dele geskeur. Maar meer nog, die oomblik toe Jesus sterf, weet ons die lam is geslag, maar toe was daar duisternis oor die hele aarde. So alle lig wat bestaan het donker geword.
En Jesus het gesterf, en ons weet hy het opgestaan, en hy het oorwin, en hy het die lig van die wêreld geword. En hier het hierdie woord in vervulling gekom, dat hy die lig van die wêreld is. En daarom is dit vandag so wonderlik om te weet, dat ek en jy is die ligdraers van God en sy koninkryk. Maar ek en jy is ook die woord van God, wat soos lewende water deur ons wil vloei, om mense se lewens aan te raak, en om mense te verkoop. Hierdie is vir my so 'n bonatuurlike, wonderlike openbaring hierdie jaar. As ons ook kyk na Levitikus, die gedeelte waar die priesters in die Ou Testament 'n melaatse man moes skoonmaak. 'n Melaatse man verteenwoordig sonde. En dan was dit die ritueel van die twee voëls, waar die een voël oor 'n bak water doodgemaak is, en sy bloed in die water ingeloop het, wat die water nie bloed verteenwoordig. Dan is die ander voël, die lewendige voël, in daai water en bloed gedruk, en dan is hy losgelaat om weg te gaan. Dan was hy vry om weg te gaan. Daai twee voëls, die een verteenwoordig Jesus wat vir ons gesterf het, sy woord wat in vervulling gekom het, maar die ander voël wat kon lewe is ek en jy, wat deur daai offer lewe tot in alle ewigheid. Wat 'n voorreg om die woord van God te hê. Wat 'n voorreg om die Heilige Gees van God te hê. Wat 'n voorreg om hierdie jaar weer hierdie fees te kon vier en te weet dat ek en jy, ons oë het oopgegaan en Jesus se lig het ons oë kom verlig. Maar ook is ons wedergebore deur die Gees van God en kan ek en jy hierdie fees vier met 'n opgewonde vooruitsig dat hy ons bruidegom, ons as sy bruid kom haal. Here Jesus, U naam is die naam bo alle name. U is die koning van alle konings, maar U is die Heer en meester van ons lewe en U is ons hemelse bruidegom. Here Jesus, ons sien met 'n verwagting en 'n afwagting uit na U koms.